Wonderlike Here in die hemel, ons kom vanmôre na U toe. En ons wil so graag net vandag nog iets sê en net my opinie lewer. Here, in vandag se boodskap gaan oor wees stil. Here, ek wil dat U deur dit wat U vir my geleer en gewys het, ons sal leer om stil te wees voor U. Amen. Ja, wees stil. Is 'n baie lekker tema om oor te praat. Nou, terwyl ek gou dit gaan sê, gaan ek gou vir Shamaine oproep. Ek het vir haar 'n verrassing. Hulle almal dink is lekker om my in te lyf, maar is my beurt om dit net bietjie met hulle te doen ook. So, julle sien, gewoonlik as my pa dit gedoen het, het ek al klaar so my gemoed het gesak in my stoel. Want hier binne is iets wat hy op my gaan oefen, voor almal. Maar ek gaan dit vanmôre op haar oefen. Jy Jim, nee. Ek het nodig, staan vir my hierso. Jy gaan vir my jou arms net so, maar hulle moet naby mekaar wees, want ek gaan nou vir jou goed oplaai. Verstaan jy nou die punt? John se laste, sy sê sy is gewoond aan om John se laste te dra. Nou, dis eintlik wat ek wil probeer illustreer vanmôre. Nou, ons het almal goed wat ons saam dra. Ek gaan dit met toiletpapier doen, juis vir die illustrasie hiervan, want glo dit of nie, hierdie is lig, nê? Jy kan dra. Dis toeplaai, dis vrees. Julle kan sien, vrees. Dan het ons, my favourite, mense se opinies. Is dit al swaar? Great. Ons het familieprobleme. Jy moet hom net vashou. Spanning, is jy al bietjie gespanne? Great. Beheer, sy so mal oor beheer neem. Finansies? Funny? Batteryd? Jy nog oké? Is al swaar? Pragtig. So ek kan gaan? Oké. Nog net so 26. Skaamte. Nee, hou vas. Nee man, Shamaine. Bou ek skeef. Daar sê kom. Hou hulle vas, asseblief. Want ons gaan nou maak soos wat mense doen, ons gaan bly ophoop. Seer. Sê hierdie ene, trots. Shamaine. Maar tog jy sê jy Jim. Maar ons gaan bly. Hou vas. Skuld. Nee? Laat hy gaan is fyn. Jou verlede. Kan jy? Okay, maar as jy kan los en net laat gaan, soos arms oop en laat gaan, nee, daar's nie 'n of nie. Nee, so laat gaan, maak jou arms oop. Nee, as ek sê 3, Voel dit nie beter nie? Okay. So, jy kan net so los, ek sal optel na die tyd. So, vanmôre se tema is wees stil. En net soos wat ek nou met arme Shamaine gedoen het, is ons geneig om presies dieselfde te doen in ons geestelede. Ons wil alles ophoop en self dra. Want ek maak staat op my krag. Maar net so wil ons ook, kyk, baie verbaal wees oor enigiets wat jy my kant toe gooi. Vra my vir my opinie, want ek gaan hom baie graag vir jou lewer. Want ek gaan my 10 sent vir jou gee, ek gaan vir jou presies sê in watter omstandighede, hoe ek dit sou gedoen het. Nee, ons maak so. As jy my gaan vra, gaan ek vir jou sê. Vra my net, dan gaan ek vir jou sê. En dit gaan alles oor die punt, ek wil my opinie lewer. Nou as ons gaan kyk, baie interessant genoeg, met navorsing sê die kommentatorskrywers, tydens Psalm 46, dis geskryf met die oog op 2 Konings 18 en 19. Met ander woorde, dis oorlog, dis chaos, dis rasend, dis donker. Hierdie ouens nie 'n klou wat om te doen nie. En snaaks genoeg is die eerste woorde wat oor hulle lippe gaan, my God is 'n toevlug en sterkte. Interessant. Dis nie wat ons gewoonlik doen nie, veral nie soos wat dinge nou aangaan nie. Maar kom ons lees gou saam. Psalm 46 vanaf vers 2. Hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte.
As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die water en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim. Laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die stad bly, die Godstad bly, heiligste van die woning van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Nou die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorlog laat ophou tot die einde van die aarde, die boog verbreek en die spiesstuk inslaan, die strydwaans met vuur verbrand, en dan die belangrike ene, die klem van vandag. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. So, in Afrikaans lees ons, en dis lekker, ons lees in vers 11, hy sê laat staan, wat beteken bedaar in Psalm 83, of natuurlik wees stil. Wees stil en weet dat ek God is. En dit klink mooi, dit klink so half asof in Afrikaans probeer sê, wees rustig. Julle daai dogtertjie video gesê, rustig, rustig, rustig. Wees net rustig. Maar dis eintlik glad nie wat hy sê nie. As jy gaan kyk na die oorspronklike Hebreëse woord wat hy gebruik hierso, is dit 'n rafa. En daai woord is 'n instruksie. Om te rafa beteken om te laat gaan, om te los, om oor te gee. Nie vashou en vasthou en gee vir my jou opinie nie. Maar net soos met die tissues, bring ons natuurlik ons issues na die Here toe, en saam met dit gee ek my 10 sent. Ek gaan vir hom sê presies hoe om dit vir my op te los. Nou hierdie vers sê eintlik, laat God God wees, as jy jou probleme vir hom gee. Trust him to do the work. Kyk hoe mooi sê the message dit. Hy sê, step out of traffic. Take a long, loving look at me, your high God. Above politics, above everything. Jacob, wrestling God, fights for us. God of angel armies, protects us. Nee? Sit dit bietjie meer in perspektief. Nou, ek wil gou-gou, ek weet, ons het nou klaar vir Marius gebel. Charmaine het my move gesteel. Maar ek wil, dit wat ek nou gaan doen, ek gaan my pa probeer bel, hy preek ook vanmôre. Ek gaan hom gou probeer bel, en ek wil hê julle moet dit deurtrek met die res van die boodskap. Want of hy nou gaan antwoord of nie, is nie die punt nie. Dit het niks te doen met of hy nou my gaan antwoord dadelik, hopelik doen hy, want anders lyk ek soos 'n popel. OK. Hallo Boeta, Hi Dad. soek jy my? Ja, ek wou net gou iets bewys het. Ek sit met 'n hele paar mense met groot oë hier voor my. Maar sterkte met pa se preek, love you, sien pa later. OK, praat weer. OK, Okay, bye. bye. Die punt het nooit gegaan of hy my gaan antwoord of nie. Die punt het gegaan, ek vertrou in sy karakter, ek weet hy gaan my later terugbel. Ek sal eventually met hom praat. Of dit nou is, of dit nou is. Nee? Iewers gaan ek met my pa praat, want hy het my al keer en keer bewys, of hy gaan my terugbel, of hy gaan vir my sê, hallo. Hy sê gewoonlik, dit was baie mooi geweest. Hy gewoonlik, môre ja eer. Ek gaan vir julle 'n paar goedjies wys uit die Bybel uit, want dit is eintlik interessant hoe ek vanmôre met iemand praat, toe sê ek, dis so interessant, hoeveel keer die Here eintlik vir ons sê, wees stil. Gee jou laste vir hom. Dit was nooit die Here se plan vir ons om goed alleen te dra nie. Hy het nooit vir ons gesê, vat jou goed en dra dit self nie. Hierdie journey gaan jy self stap, al die pad tot by my. Inteendeel, hy sê in 1 Petrus 5 vers 7, werp al jou bekommernisse op my, want hy sorg vir ons. En dit is baie interessant as jy gaan kyk na daai woord werp. Dit beteken
om dit regtig van jou af te gooi. Dis nie soos wat ons maak met daai gunsteling paar skoene wat al klaar 'n reukie en 'n klankie aan hom het. Wat as jy hulle uittrek as jy by die huis kom en gooi hulle in die hoekie en dan gaan haal ons hulle net later as ons hulle weer soek nie. Nee, wat hy hierso sê is jy vat daai paar skoene en jy verbrand hulle tot as toe. Jy gaan soek hulle nie weer nie. Dis wat daai verb beteken. So met ander woorde, wanneer hy sê, werp jou bekommernisse op my, is dit presies wat hy sê. Gooi dit op my. Gooi dit op my en moet nooit weer daaraan dink nie. So vra jouself vandag, wat is dit wat jy al eintlik lankal vir hom moes gee? Wat jy nog steeds gaan haal? Of wat jy half, jy weet, hulle gee so met die een hand en dan hou hulle hom nog steeds so vas met die een hand. Want ons is geneig om dit ook te doen. Here, soos as ek my pa nou probeer bel en ek probeer eintlik, jy weet, ek gaan nog 'n plan probeer maak terwyl ek hom in die, hoe gaan ek hom nog in die hande kry? Die foon het nou nie gewerk nie, gaan ek hom op WhatsApp kry, ek weet nie. Maar ek gaan my eie ding ook net probeer. En dan sê hy vir ons in Jesaja 55 vers 8 en 9, want my gedagtes is nie jou gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie. Hy gaan aan om te sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Met ander woorde, wanneer jy oorgee vir die Here, moet ons dit net daar los. Nee? Want ons vertrou in sy karakter, ons weet wat hy kan en nie kan doen nie. Nou, hoekom gaan haal ons dit weer? Vertrou hom met jou pad. Ek hoef nie alles te kan sien nie, ek moet hom net vertrou in alles. Nou, dit klink soos die kerk ding om te sê. Nee? Ek wil vertrou in alles. Dis moeilik. Dis moeilik. Maar, soos wat ek nou kon wys met my pa, hierdie exercise het gegaan oor, dit is soos 'n klein trust exercise. Ek het nou nie geval nie, want hy sou my nie kon vang nie, dit sou net stupid gelyk het. Maar ek het geweet, ek het die volle vertroue in sy karakter. Sê gou-gou vir my, wie het al gehoor, jou ouers of iemand sê vir jou, hoekom het jy 'n foon? Daar sê, dankie. Ten minste is hierdie klomp eerlik. Ek weet my pa het baie vir my gesê. Hoekom het jy 'n foon? Jy antwoord nooit as ek bel nie, maar jy kan antwoord as die girls bel. Sorry pa. Hierdie gaan oor die feit dat as ek hom nader, antwoord hy. Nee, vertrou hom. Vertrou hom met jou pad. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Soos ek sê, ek kon maar gesê, amen, toe jy weer die klaar gemaak het, want hy het eintlik elke liewe vers, wat ek vandag wou preek, klaar gedoen. Vertrou op die Here, met alles, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Sien julle wat dit is? Dis so give and take. Gee oor, dan gaan hy. Gee oor, dan gaan hy. Maar dan gaan steel ons dit by hom. Julle, die volgende ding wat hierdie ene gaan baie mooi hand in hand. Nou, julle almal weet wie Paulus is. Daai oom wat amper 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Ek dink hy het geweet wat dit is om vertroue in die Here te hê. Want of hy's in die tronk of hy's baie koud, of daai man jubel en juig. Maar is nooit dieselfde nie. Maar hy het vertroue gehad. En dan kom hy, en selfs hy sê vir die Here presies hoe om sy probleme vir hom op te los. Julle het dit al gesien? Nee? 2 Korintiërs 12. Kom hierdie man met al sy vertroue na die Here toe en hy sê vir hom, Vader, verwyder hierdie doring uit my vlees. Hier is my probleem, die doring in my vlees, en hier is my gepaste oplossing, verwyder hom. Is dit nie wat ons doen in ons geestelike lewe wanneer ons bid nie? Gaan ons nie ook na die Here toe en ons sê vir hom, hoor eens my Here, ek het hierdie probleem met finansies. Maak my net 'n miljonair asseblief. Dis nie wat sy antwoord was nie. As jy gaan kyk na sy antwoord in vers 9, antwoord die Here hom en hy sê, my genade is vir jou genoeg. Hy het gesit met daai doring. Hy het nooit weer oor hom geskryf nie, want hy het besef, die Here verander nie altyd jou situasie nie, maar jy weet jy kan op sy karakter vertrou.
om jou te dra in daai situasie, om by jou te wees in daai situasie, né? Om stil te word, of om stil te wees, bring krag. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus, lê julle heil, in stil wees en vertroue, bestaan julle krag. Interessant, hoe baie hy vir ons sê ons moet stil wees. Kyk die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê hom eintlik so mooi, hy sê, eers as julle na my draai en tot rus kom, sal julle gered word. Deur stil te raak en te vertrou, sal julle sterk word. Dit beteken, die groot probleem is, en ons doen dit dikwels in ons eie lewe, maar as ek net nog bietjie swaarder kan dra, as ek net nog bietjie langer kan uithou, as ek net nog bietjie kan ophoop, en dis glad nie wat hy hier sê nie. Hy het nie gesê, maak staat op jou eie krag nie. Word stil voor my, draai terug na my toe. Jesus sê vir ons in Matteus 11 vers 30, want my juk is sag en my las is lig. Nie swaar sal jy dra, ek sê jou. Dis lig. Vat my juk op, dis lig. Laat gaan al hierdie probleme wat jy so lekker ophoop, en kies my, draai terug na my toe. Hy sê vir ons, ek sal vir jou veg. Hierdie is seker een van die lekkerste punte om oor te gesels, as jy gaan kyk in Eksodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry, en julle moet wat? Nee, kom weer, julle moet wat? Het hy gesê, ek sal vir julle veg, lewer net gou jou opinie, of sê vir my hoe? Hy sê stil wees. Julle weet wat hier besig is om te gebeur. Toe hierdie geskryf is, moet ek net vir julle gou sê, Moses en die Israeliete het so pas die Egiptenare baie kwaad gemaak. En Farao het gesê, gaan net. Laat julle voete klap, ek soek julle uit my land uit, want julle bring net moeilikheid. En hier gaan hulle. En hulle stap, as jy bietjie gaan, ek is verskriklik spyt, ek kon nie 'n image kry van hoe dit lyk nie, want daar is nie 'n mooi genoeg image wat ek kan gebruik oor hoe dit lyk waar hierdie ouens uitstap nie. Hier kom hulle van die berge afgestap, klomp Israeliete en Moses. Jy kan nie links of regs draai nie, want dit is net rotse, en dis lelike rotse, dis nie mooi strand hierdie nie. Voor jou is die see, en agter jou is Farao en sy weermag, en hierdie ouens is uit vir bloed. So wat maak ons? Wat maak ons? Dis 'n onmoontlike situasie. En kom die Here en dan sê hy vir jou, jy moet stil wees. Ek sal vir jou veg. Hy gaan verder, hy sê in vers 19, dat die engel van die Here, wat voor hulle was, het geskuif en hy het agter hulle gaan staan. Nou ons weet ook, as jy lees, die engel van die Here met 'n hoofletter, dan weet ons praat van Jesus. So hy het self gegaan en gesê, ek sal vir julle gaan beklei van agteraf, moenie stres nie. I got you. Julle moet net stil wees. En die wolkkolom het hom gevolg. Vertrou jy dat Jesus homself tussen jou en jou issues kan sit? Hy sê, ek sal vir jou veg. Al wat jy moet doen, is stil wees en vertrou. Jy kry ook vrede wanneer jy oorgee. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Het jy al ooit gesit? Jy's in 'n omstandigheid, soos jy weet regtelik gesê, die wêreld raas. En sê eintlik vir jou, al die omstandighede sê, jy moet saam raas. Maar jy het hierdie rustigheid oor jou, en jy weet nie hoekom nie. Jy het al so gevoel? Nee?
Ek is rustig en ek weet nie hoekom ek rustig is nie en ek kan nie vir mense verduidelik hoekom ek voel soos ek voel nie. Want ons weet nie wat hy weet nie. Wanneer jou bekommernisse, die angs, die wêreld jou beet kry, is dit die perfekte tyd, want dis wat hy hierso sê. Draai dit in gebed. Sê presies vir die Here wat in jou hart en in jou verstand aangaan. Bring dit vir hom, gooi dit af op hom. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Hy wil die probleme hê. Dink ons het nou genoeg gewys. Jy kan hom vertrou, jy kan in sy karakter vertrou, jy weet jy kan by hom gaan afgooi. Ons moet net vandag die stap neem om te sê, ek gaan dit nie weer gaan haal nie. Die Here het presies geweet, dat in 'n wêreld soos wat ons in is die moeilikste ding om te doen in jou geestelike lewe om stil te wees voor hom. Dis hoekom hy van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament die hele tyd vir ons dieselfde ding sê. Wees stil. Nou wat het ek gesê, Rafa, aksie. As jy stil is voor my, sal ek vir jou veg. Myself voor jou, tussen jou en jou probleme inskuif. Jy kan jou laste op my gooi, want ek kan hulle dra. Maar jy moet my 'n guns doen. Vergeet van hulle, moet hulle nie weer kom haal nie. Want ons is so geneig om onsself weer pak slaag te gee. Maar hy doen nie. Ons het gekies om hulle weer te gaan haal. Jy kan kies om alles om aan te hou om alles op te hoop. Jy kan kies om vandag te afhaal. Dit net so vir hom oor te gee. Nie soos Paulus te maak, want ek weet ek is ook maar 'n bietjie Paulus as ek in die spieël moet gaan kyk. My probleme vir hom te vat en te sê, Here, dis presies hoe ek wil hê, U moet dit vir my uitsorteer nie. Om heeltemal in trust oor te gee en te weet dat hy my God is. Ek wil hê julle met julle oë toemaak. Dink bietjie aan hierdie issues en toiletrolle wat ons vandag hier op stage gehad het. Wat pas, onthou ek sê vanmôre as die skoen jou pas, kan jy hom aantrek. Dalk het jy iets wat jy vir hom gegee het, wat jy weer gaan haal het. Dalk het jy iets wat jy vandag vir die eerste keer vir hom moet gee. Of dalk hoor jy net vandag Jesus se roepstem, wat vir jou sê, my kind, ek weet dit is swaar. Kom gooi dit by my af, want ek sal dit vir jou dra. En ek sal vir jou rus gee. As jy so voel, gaan ek julle nooi, as dit moontlik is vir jou, staan op. Staan op en dan gaan ons dit vanmôre saam vir die Here oorgee. Hou julle oë net so toe. Here, vandag bring ons laste na U toe. Sonder my opinies wat ek eintlik so maklik deel. Here, U sien nie die vrees, U sien die pyn, die onsekerheid, die moegheid en die hartseer. Here, vandag gooi ons dit van ons af. En ons weet ons kan nie vertrou as ons dit by U voete los. Leer ons om stil te wees voor U. Leer ons om U te vertrou. Kom staan tussen my en dit wat my bang maak. In die groot en heilige naam. Amen. Ontvang nou die liefdevolle genade van Jesus Christus, die wonderlike liefde van God die Vader, en mag die inwoning van die Heilige Gees by ons bly tot in ewigheid. Mag ons vandag leer om stil te wees en om te vertrou. Amen.